dat ik is goed. Wees stil en weet dat ik is goed. Kom ons dan saam. Wees stil en weet dat ik is goed. Wees stil en weet dat ik is goed. Wees stil en weet dat ik is goed. Wees stil en weet. Hy sorg vir jou. Hy sorg vir jou. Wees stil en weet. Ek kan genees. Wees stil en weet. Ek kan genees. Wees stil en weet. Ek kan genees. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. Oh, it's Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood has made me whole. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It is Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood has makes me whole. Oh, I love Jesus. Oh, I love Jesus. Yes, I love Jesus. I love Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood has makes
For I have touched the hem of his garment, and his blood has makes me whole. Amen. Dierbares, is ons nog plekje voor? Ik weet niet of die familie al allemaal zit plekje die. Oké. Kom ons vir die familie net kans om vorentoe te kom voor ons begin. Ja, julle kan al kan sit, nee, julle kan daai kant ook sit op die Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dit is wonderbaar. Prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my so lief het, dat hy my so lief het, is wonderbaar. Wonderbaar, prys sy naam. Dat hy my so lief het, is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Dit is wonderbaar. Prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Ja, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat hy my gered het, dat hy my gered het, is wonderbaar. Kom ons wonderbaar, prys sy naam. Dat hy my gered het, is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik, kom ons verheerlik sy naam. Halleluja, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. nou goeiemôre aan al ons kollegas, aan die familie, al die vriende van Marlies. Ons is vanoggend regtig dankbaar en bly. En dan aan die familie
die, dat is wat Mara vir ons beteken het. Sy het vir ons so baie beteken. Vinnig gou, ek het altyd dan moet ek nou management meetings toe gaan of ek moet nou district toe gaan, maar dan wil ek nou nie alleen gaan nie, Marlies moet saam met my gaan. Daar praat ek nou hier agter met Poem, soos Marlies gesê het. En dan sê ek Marlies Poem het gesê jy moet saamkom. Maar so dat is wat sy vir ons beteken. Dat sy was regtig 'n gem in supply chain. Ons gaan vir Emily, ek sien daar is ook mense wat inkom. As al die sitplekke vol is, kry maar 'n stoel of staan maar en staan nader. Ons gaan vir Emily vra om vir ons 'n openingsgebed te doen. Emily dink mos sy is deel van supply chain, julle. Of sy is eintlik, ek moet sê, sy daar by ons begin en sy het sommer in ons hart gekry toe sy kom begin werk hier by ons. Kom ons sluit ons oë. Vader, dis in die naam van Jesus wat ek in die môre ure kom. Here, ons is vanmôre stikkend en ons is seer. Here, maar ons staan vanmôre voor die troon van genade. Ek wil bid, Abba Vader, dat U die trooster sal wees. Here, van die familie, van elke kollega. Here, vanmôre kan ons niks sonder U doen nie. Ek wil bid, Here, alles wat U gedoen sal word, dat U dit sal seën, Here. Ek weet dat U kan vertroos soos niemand anders nie. En daarom bid ek, Here, in die môre ure, liewe Here, dat U ons harte, liewe Jesus, Here, na mekaar toe sal terugbring. Ek wil bid in die môre ure, liewe Here, dat U, Koning Jesus, ons sal help in die môre ure. Here, want soos ons vanmôre is, liewe Jesus, het ons U nodig, Here. Ek wil bid, Here Jesus, U woord wat bedien sal word, dat U woord sal seën, Here. Elke bemoediging wat sal uitgaan, seën alles hier, Koning Jesus. Ek wil bid, Here Jesus, om hierdie familie, Here, vanoggend styf teen U boesem vas te druk, Here. Ek dink vanoggend, Here, is daar geen woord regtig, Here, wat vertroosting kan bring nie. Maar ek vra dat U woord, Here, wat 'n lig is vir ons pad en 'n lamp is vir ons voete, in die môre Here, vertroosting sal bring vir hierdie kinders, Here, en vir die familie, Here, vir elke kollega, in die naam van Jesus. Here, laat U wil geskied in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil gou net vir julle vinnig sê die verloop van die program. So wat ons gaan doen is ons gaan die aansteek het van die kerse en dan gaan ons die woorde van bemoediging het en dan gaan ons 'n lied kry deur meneer Carter en dan gaan ons weer twee mense kry wat vir ons wat vir die familie gaan bemoedig en dan gaan meneer Gert se vir ons 'n boodskap bring. En dan gaan ons die oorhandiging van die blomme aan die familie doen en dan ook gaan ons 'n slideshow hê. Die slideshow julle het ons nou besef it's not gonna work here, is te lig. So ons gaan boardroom toe beweeg om die slideshow te gaan kyk. Ons wil dit graag doen. Ja, maar dit is baie vol drama. So ons moet dit doen. So ons gaan vir Kenties vra om vir ons iets te speel terwyl ek die volgende mense na vore toe roep. So kom onmiddellik as ek jou naam roep, kom sommer dan gaan ons gou die kersse aansteek. So ons gaan die kersse aansteek, die kollegas en dan gaan die familie die kersse uitdoop. So Amelia, Lenique, Priscilla, Suster Bason, Lisa, Regina, Michelle, meneer Philippus, namens die bestuur en dan Stina en Hitro. Kan julle net kom en vir ons die kersse aansteek asseblief? En mag jy jou gesindheid vra as Wees geluk te wens en mag jy jou gesindheid Frans as regtig vir ons speel. Jy is elke liewe dag dieselfde mens. Cast me not away from your presence. Lord, let your Holy Spirit live in me. Restore the joy of your salvation. Let your Holy Spirit breathe upon me. Lord, I
dankie julle. Ons gaan Theresa gaan vir ons heel eerste poem doen vir Marlies. Daar is Marlies wat self sing. Sy het ons so gedink sy kan. Sy het ons oor die hele wêreld gesing het so. Daar is haar eie stem. Amen. Ons gaan vir Theresa vra om vir ons 'n poem te doen en dan gaan Hitro gaan Hitro se gedeelte gedoen raak en so gaan ons aangaan. Amen. Instructions before visiting Earth. In the event that you wake up and find your soul separated from Source and manifest into material form, don't panic. Your condition is only temporary. You have been selected for the opportunity of human incarnation. This 3D simulation is designed to break up the monotony of eternity by giving you a fully immersive experience as a distinct ego identity. Your body will serve as your physical avatar as you navigate a dense and dramatic reality. There will be many distractions causing you to forget your true nature and origin. You will experience a range of emotions from joy to loneliness to despair. But remember, no matter what trials and traumas you encounter, your soul remains perfectly safe. At times you may feel lost or afraid. This is totally normal. If you ever need guidance, simply slow down your busy mind and bring your awareness to the quiet place inside yourself. On this planet, nothing is permanent. People and things will come and go. You will fall in love and form sentimental attachments, only to lose everything you hold so dear. So cling to nothing too tightly, even yourself. And when it's time to let go with grace, for nothing is owned, only borrowed. As you walk among the people on the planet, try to be a good guest. Tread lightly. Remember that you are only visiting. Don't make a mess. Listen more than you speak. Give more than you take. Don't keep your soft heart locked inside a glass cage, protected from wear and tear. You'll never make it out alive, and time passes quickly. So come back with some battle scars and good stories to tell. Baie dankie Theresa. Ek vir die wat nog gewonder het, sy's Engeland. Ek dink die want so Theresa is Engeland, so Marlies het vir haar voorgestel aan almal as Engeland, want sy het mos vir 'n paar jaar in Engeland gebly. Nou elke keer as daar nou iemand inkom en sê Mara, okay, en daarvoor is nou Engeland en dan besluit Theresa sy praat nou Afrikaans. En as die mense uit is en sê Marlies vir Theresa, weet jy, sy kan dan vir my 'n skanne stiek. Sy stiek vir my 'n skanne, ek sê nou vir die mense, sy's Engeland en nou praat sy Afrikaans. Nee man. So ja, so dit was Marlies. Ons gaan nou vir Hitro haar beurt gee en dan as Hitro klaar is, gaan ons net nog so 'n koortjie kry en dan gaan Kater vir ons sing. Amen. Hulle is almal te swak hierbaar as hulle kan nou nie praat nie. Goeiemôre almal. Ek gaan hierdie gedeelte namens Hitro lees. Marlies, Mara, vriendin. Vandag neem ons met swaar harte afskeid van 'n besonderse mens. Jy was nie net 'n kollega nie, maar ook 'n dierbare vriendin wat 'n spesiale plek in ons harte gehad het. Jy was 'n nederige, vriendelike en behulpsame mens, altyd bereid om 'n hand uit te reik wanneer iemand jou nodig gehad het. Jy het dalk 'n harde stem gehad, want as 'n mens verby supply chain gestap het en jy het gepraat, het ons ook die hele storie gehoor. Maar almal wat jou goed geken het geweet, daar agter daai harde stem was 'n sagte, omgee hart. Jy kon baie praat en met 'n droë sin vir humor het jy ons op jou beste vermaak. Jou mooiste glimlag, jou lekker lag, jou vermoë om altyd 'n grap van alles te maak tot op jou laaste, sal ons nooit vergeet nie. Jy het 'n manier gehad om selfs op moeilike dae 'n bietjie lig en vreugde te bring. Jy moes deur so baie in jou lewe gaan, maar tog het jy altyd staande gebly. Jou geloof was groot en dit het jou krag gegee om deur elke moeilike tyd te kom. Jy het gewys wat dit beteken om vas te hou aan God. Jou geloof, jou nederigheid en jou sterk gees
sal altyd 'n inspirasie wees vir ons wat agterbly. Die stryd teen kanker was swaar, maar vandag laat ons jou gaan met liefde en dankbaarheid vir die mooi herinneringe wat jy vir ons nagelaat het. Rus sag, vriendin. Jou glimlag, jou grappies en jou omgee hart sal deel wees van ons herinneringe. Jy sal gemis word, jy het diep spore in ons harte getrap. Ons sal jou mis en jy sal nooit iemand so kosbaar en spesiaal ooit kan vergeet nie. Aan die familie, vir padkos gee ek julle. Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. The day God took you home. A million times I've needed you. A million times I've cried. If love alone could have saved you, you never would have died. In life, I loved you dearly. In death, I love you still. In my heart, you hold a place no one else can fill. It broke my heart to lose you, but you didn't go alone. Part of me went with you the day God took you home. Liefde, Litro. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can make it. With him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus, I can make it. With him, I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus, I can make it. With him, I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Jesus, my life is in your hands. Holy Spirit, my life is in your hands. When I am down and know my soul so weary, when troubles come, sorry. I am down and so my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, and still I wait and wait in the silence until you come and sit a while with me. And
am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am still when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. You raised me up to more than I can be. You raised me up to more than I can be. Thank you. Yes, Lord. Amen. Baie dankie aan Hitro en aan Kater. Titi Doi wil ook 'n bemoediging vir ons doen, maar sy soek te swak Melda. So ons gaan vir myself vra om Titi Doi se bemoediging vir ons te lees en dan gaan meneer Philippus, hy is hier so, hy gaan namens sy bestuur net vir die familie medelee toewens en dan gaan die night zijn. Soos ons het self gesê, niemand anders mag het sê nie, dierbaar is net ons. Ek gaan die night zijn. Ons 'n boodskap doen. Vandag is nie 'n lekker dag vir ons hier nie. Sy was nie net 'n kollega van ons nie, maar 'n vriendin ook. In jou afdeling waar jy gewerk het, was jy sports. Jou lag het die hele kantoor laat lig. Jy het gewerk met jou hele hart. Wat ek die meeste gaan onthou is haar gees. Selfs in haar siektetyd. Selfs soos sy toe dit baie seer en moeilik was, het sy nog gelag en gesê, dit gaan goed. Jy het daardie geloof en vreugde gehad, wat nie ek of ons almal het nie. Ek het die video in die kar gesien besig om te sing, Lord, let your Holy Spirit live in me. Restore the joy of salvation. Hear our humble praise today. Jy het dit tot die einde gesê, jy's okay. Jy was vasgevang in vol vreugde, vrede, geloof en vol lig. In loving memory of Marlies, a beautiful soul that touched so many lives. Her kindness, strength and spirit will forever remain in our hearts. Die lewe is so onregverdig. En vandag verstaan ons nie hoekom. Maar wat ek wel weet, is Mara het 'n spoor gelaat in ons harte en mense wie se lewens sy aangeraak het. Jou span is stil. Dit is net die mooi wat agterbly. Jou sitplek agter is leeg. Kollegas, onthou Mara is nou nie meer daar vir daardie wasbak vol skottelgoed nie. Ken julle storie asseblief. Om te lag en te sing in jou siektetyd, dit sê alles van haar hart. Sterkte aan die familie en kollegas. Vandag kom plaas ek ons almal se swakke hand in Jesus se sterke hand. Titi Doi gaan jou baie mis. En ja, dankie dat jy altyd tyd gehad het om te klets. Rus en vrede, Cleveland, Lanique, Teresa,
Amelia, Lavin, Innocentia, Bax, Pieter, Frans en Wildino is stil. Maar hulle het ook vrede gevat, want jy het baie pyn gehad. Sterkte. Ek het die goeie stryd gestryd. My wedloop voltooi en Jesus naam. My kruis verruil ek nou vir 'n kroon. Mis my, maar laat my gaan. Ek het die goeie stryd gestryd. My wedloop voltooi in Jesus naam. My kruis verruil ek nou vir 'n kroon. Julle mis my, maar laat my gaan. Ek het die goeie stryd gestryd. My wedloop voltooi in Jesus naam. My kruis verruil ek nou vir 'n kroon. Collega's mis my, maar laat my gaan. Ja, mis my. Ek is alright, maar laat my gaan. Mis my, maar laat my gaan. Halleluja. Kom ons gee die Here prys. Kom ons gee die Here prys. Mis my, maar laat my gaan. Yes, Lord Jesus. Mis my, maar laat my gaan. Holy Spirit, thank you, Jesus. Oh, mis my, maar laat my gaan. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh my God. So namens management, dokter Okhuizen en sy afwesigheid wil ek vir almal sê goeiemôre. And a special good morning to the grieving family and colleagues. May the memory of Marlies, or Mara as we know her, bring you peace and comfort in the days ahead. So ek het nie vir Marlies baie lank geken nie. Ek het laas jaar September maand begin, einde van die maand sal dit 'n jaar wees. Maar die tyd wat ek met haar gespandeer het, moet ek sê, she would leave you with a smile. Ek weet nie of dit toevallig is nie, maar gister sou Marlies 19 jaar gemaak het by Vredendal Hospitaal. Sy begin die 20ste van die 8ste maand. Die organisers het dit baie mooi beplan en is full circle. Ek wil elkeen wat hier is, met die gedagte laat. Hoe wil jy onthou wees? En ek het nie vir Marlies baie lank geken nie. Elke keer wanneer ons by mekaar is, ek weet nie of sy seker maak nie, maar sy maak seker, sy sit 'n smile op jou gesig.
Hoe wil ons onthou wees as ons hierdie aarde verlaat? Baie dankie. Baie dankie, meneer Philippus. Ja. Ik wil voor supply chain. Kan jullie naar voren komen? Laverne, Sama, Pax, Rudy. Amelia, Lenique, Teresa, Wal, Frans. Kan jullie naar voren komen? Louise, sorry. Kom eens ook naar voren alsjeblieft. Aan die familie. Marlies was een groot deel van ons. Marlies was niet voor onze collega nie. Zij was voor onze zuster. Ons was familie. Ons was regtig familie. Ons het alles saam gedoen. As julle 7 uur ons begin af 8 te werk en van ons het 7 uur begin. Maar van soggens half 7 af, dan kom die boodskap al deur. In die middag, 4 uur ons is nog eens in die karrie, dan kom die boodskappe deur. Ons het die hele dag en nag met mekaar gepraat en met mekaar gedeel. So ek het geskryf dit wat ek wil sê, Mara, ou Mara. Ons het mekaar altyd gesê ou Mara en ou Clive en ou Mila. Okay, miskien ken Dies as eers daai klip gou kan. Ek wil hê julle moet net hoor, maar Elise was baie drama. Dierbaar is julle, sal ek bietjie baie drama. Ek wil hê ken Dies, moet gou net vir julle daai klip speel. Dit was Frans se verjaarsdag. En dan gaan ons praat. Okay, I see. Okay, is fyn. Ek sien meneer Wagenaar het nou gekom. Kan ons gou net vir meneer Wagenaar voor meneer Wagenaar weer moet klie? Okay. Daai's maar. En mag jy jou gesindheid, Frans, is regtig vir ons 'n spieël. Jy is elke liewe dag dieselfde. Behou daai gesindheid en wees die man vir jou vrou wat jy tot dusver gewees het, bly stil nie. En ons sal leer uit jou gesindheid wat jy baie dankie vir die koek en die koeldrank. Nou ja, daai was Marlies. Daai was regtig net so 'n ou druppel in die emmer van dit wat Marlies was. Ons gaan gou net vir meneer Wagenaar. Hy is in teater so voordat hy weer uitgeroep raak. Ek dink meneer Wagenaar was ook 'n groot deel van supply chain sonder dat hy dit weet. So ja, ek en Omara was 'n tag team. Meneer Waggie. Baie dankie. Welkom allemaal. We zien onze tamelijke gasten hier zo. Mensen wat van ver afkomen. Ze is Trudy. En Trudy is een magie langs aan jou. Dan zien we baie nieuwe gezichten of mensen wat ik ken niet. Ja, Marlies, zoals ons al genoemd wordt, Mara. Ik ken ook een lang tijd, 12 jaar, 13 jaar aangekomen. Als vrienden. Dat was een tijd wat ons baie kwaad was met elkaar, maar als die Marlies gekend het, alles was bij haar een grap geweest.
Even als sy pyn gehad het, was dit 'n grap geweest. Sy het hom altyd afgelag het of haar van 'n grap gemaak het. Ek het Marlies geleer ken in supply chain. En Marlies was die beste persoon in supply chain. En ek gaan net sê hoekom ek so sê. Ek het altyd my loks, vat ek altyd bietjie laat, maar ek maak dit my rede. En dan skeel Cleveland. Dan skeel Marlies klaar ook saam met Cleveland. En dan bel sy my later, ga gee goeie loks daar boven by die store af. So type mens was hy gewees. Ek was so 'n tydjie gelede was ek ook baie verlief gewees. En toen roep Marlies ook, maar ek het ook so lesing gekry. En sy vertel my hoe verlief was sy, het sy die eerste keer verlief was. Sy sê sy het baie respek vir haar familie, vir haar ma, vir haar ouers nog gehad, vir haar susters en so aan. Maar toe sy verlief geraak het, kon niemand haar keer nie. Sy sê, jy kan nie glo nie, ek bel die polisie, omdat hulle wil hê my gaan na die oukie. Marlies het altyd soggens dopgehou as sy daar uit die groot hoording uitgeklim het. En het altyd dopgehou wanneer ek kry die pad met die groot hoording. En een middag toe kry ek vir daar op die hoek, hier op die 4-punt stop. En ek neem aan sy sien nie vir my, sy sien toe vir my en sy sit daar brille op. Baie lief vir haar brille. En sy sit daar brille op en sy begin hy shake en dans en saam sing. En die volgende oggend dacht ek ook nog vinnig water as ek jou gesien, so sy sê, nee maar ek jou gesien, ek het as pris het gedoen. Soggens as sy uitgeklim het hy voorbijvoerding van haar. Sy het geweet sy is smart. Ja. Nee? Ja. Sy het geweet sy is netjies. Ja. En as sy bril opgesit het en sy vat haar sak en sy kom so aangestap, dan swaai sy haar lyf so om 'n statement te maak. Hy was Marlies geweest. Marlies het nooit gekla nie, julle. Ek weet dit was 'n moeilike tyd vir haar geweest. En eendag roep sy my en sy vra vir my oor pyngoed. Hoe werk die pynpille? Wat is die beste? Maar nie op vir haar, nie, sy praat nou soms so in die lig en so aan. En ek en sy gesels so lank en so aan. En nooit kan ons sien dat sy is ongemaklik nie of sy het pyn of was iets fout nie. Want so ek sê alles is 'n grap geweest. En die dag toe sy nog vir my ook nou sê dat is meneer Wagner, sy lekker met my en so aan. Het ons ook maar baie hoop en dan het sy begin beklei. En ek dink sy beklei al baie lank al om dit weg te steek en sy beklei baie lank al om dat ons kan uitvind in die ding. En jy kon altyd daar so grind op haar gesig sien, maar ons het nooit geweet. Ek het nooit geweet nie. Want ek het altyd baie vir haar na toe gaan en so aan. Wat Marlies se kinders betref, ons weet alles van julle. Alles wat 'n grap gewees. Mytjie, ek het nooit daar van eens keer van Mytjie ontmoet. Lucky so, klokkie. En Herschel. So toe ek kom toe leer ek ons over Herschel. Herschel, ons kan allemaal Herschel actief is van. En ek vertel, Marlies vertel my steeds van, Loetswil. En ek like, hoe is jy daar van Herschel se plek? En sy bars het van las, sy sê meneer, daar is my seun. Gelukkig het ek iets verkeerd gesê. Sy sê meneer, Herschel is my baba by die huis. Behandel hom as nog soos 'n kind, want hy is nog 'n kind en so, maar Herschel is lang terug. Dan het Marlies se suster aangekom vir werk hier by ons en so. En Marlies gaat dus met alle mag vir haar suster aanstel hier so. Geen prosesse moes gevolg gewees het. Kort het my geroep en gevra hoe ver is die proses, dit vat te lank. En haar suster is die beste kraamsuster in die wereld. Ja, so ons het goeie tye, so ek sê, as ek so kyk na die video's wat ons gemaak het van haar, hoe sy dans, sy was baie lief vir dans, en sing, sy het geglo, sy sing die mooiste, en sy sing die beste. Met die tyd, toe sy nou begin siek raak, was het maar moeilik vir ons, want ons moes, dit was nie makkelijk geweest nie, want ons kan sien dat, hoe vinnig het sy begin stadig wil weeg, hoe vinnig het sy begin achteruit gaan en so. Maar toch as sy terugkom, dan probeer sy al best om vir ons te wys, sy is nog Marlies. Sy was ons wegverkeer, maar hoe sy teruggekom en sy was positief geweest. En sy het eindelijk vir ons probeer positief hou en so. En altyd grap, dan sê sy, julle dink sy, ek gaan nie terugkom, ek is terug. En dan kom sy in saal sien, nou die ander dag en sy leer daar, en allemaal kom hulle sê, Marlies, leer dan nou so stil meneer, en dan gaan trek aan haar voet, en
En sy lag en sy sê my, ek is nog nie dood nie. Sy sê my meneer sê van ek is moe. Ek het verlede week chemo gehad, die chemo het my baie moeg, ek sê wees fyn, maar en ek is weg daar so. En dan raak sy verskriklik siek en die volgende dag toe lag sy en sy speel. En sy spot met julle allemaal wat daar voor haar staan het, ne? Sy noem het by julle name en sê, ek loer hy enige en ek kyk so. Sy spesifiek gesê meneer Bam, sy sê ek loer meneer Bam. Hey, dit was so 'n moeilike tyd vir ons gewees. En sy sê vir my, sy het my beloof, as sy daar bo kom, sy sal tyd maak om vir my te kom sê, hoe gaan die daar bo of wat sy daar wees, ne? So ek wacht nog vir Marlies om vir my te kom, sodat ek my besigheid karrière kry. So ja, kinders, Marlies' susters, ons is nog julle is ook ons deel van ons en ons is deel van julle, so ek sê, wat is jou naam? Mikael, ja, ook het laat geleerd van jou. Dat jou maat al bij van jou, op aan jou ook bij gepraat en zo aan. Maar ons is nou deel van jullie en jullie is deel van ons. En ons hoop als jullie ons langs die pad krijgen, dat ons elkaar nog alles zijn, dat drukje geven. Als jullie willen nou af mij een drukje geven, dan zeg ik, nee meneer, kom ons laat elkaar druk. Want ik voel nog dat is iets anders, maar als jullie daar zijn, dan jullie komen jullie drukken. So dankie voor allemaal wat gekomen is. En Marlies is voor altijd en altijd weg. Sorry, ik heb gewoon vergeten Kosie. Ik heb Kosie ook geleerd kennen de afgelopen tijd. Dat was altijd Kosie geweest. So ik zei, maar het is altijd voor ons alles verteld in een grap. Dat was nooit iets ernstigs. Altijd gegaan in een grap. So, ik hoop jullie even spelen maar dat je leven, dat je mensen lachen elke dag en elke dag grappen maken. Maar baie dankie voor allemaal, né? Mooie dag voor jullie. Oké, bye bye. Baie dankie meneer Wagenaar. Ja, ek gaan nou lees wat ek hier geskryf het. Ja, Rolly, soos meneer Wagenaar sê, ons weet alles jong. Dis maar nou lekker met ons. Maar ja, ons eer die Here, ons Rolly en Klokkie en ons Hassel en ons Maatjie, Silikie, Miala, Kosie, die res van die familie, ouma Sonne, ons dank aan julle. Mara, dis hoe ons jou geken het. O Mara, jy laat 'n groot leemte. 'n Leemte wat net deur God gevul kan word. Jy was die lewe van ons kantoor. Die gloe wat almal gehou het. Ek onthou nog soos gister, toe ek by die kantoor ingestap het en jou vriendelike gesig my groet. 9 jaar later moet ek vir jou groet. Vir ons ander kollegas in supply chain is dit bietjie meer, bietjie minder. Ons moet vandag groet. Mara, sy was uniek. Sy was ons Mara, ons suster. Wat ons gehad het, sal niemand verstaan nie. Marlies het dierbaar is, Marlies het woorde gehad, jong. Marlies het woorde gehad wat ek weet nie of sy is uit 'n ander boek uit. Ons het mekaar se paard gekoop. Sy sê ons het paard gekoop. Ons het mekaar se paard gekoop sonder om te dink. Dit was die finansies supply chain se code. Met jou aan ons sy was alles maklik. Ek hoef niks te gesê het nie, jy het altyd net geweet. Jy het die kantoor gedra. Ek moet by sê dat jy was groot drama. Dierbaar as Marlies was op 'n ander level drama. Soveel so drama dat ons het foto's met ons nog gemaak het. Want dan vat ons sommer 'n foto van die en van die. As dit ons het nou op die status van iemand moet nou net sien. Ons het baie drama gehad. Maar as die drama wat ons vandag mis. En jou woordeskat was iets anders. Dit was fenomenaal. En jy kan op jou voete gedink het. Die dekos kan daarvan getuig. As hulle met my praat en sê daar's 'n irregular expenditure, het ek net geroep, Mara. En Mara het vir ons uit die irregular gepraat. Met drama en met feite. As die deko kom en sê daar's 'n irregular expenditure, Mara. Dan kom Mara en dan wys ek nou hier met die oor die agterkant vir Mara om te wys. Dan weet sy nou is 'n irregular expenditure. Dan sê sy ja, klief, nou verduidelik ek nou vir haar jong en dan kom Marlies. Ons het Marlies het vir ons uit die regular expenditures het gepraat. Michelle kan getuig. By enige district event het hy saam met my opgedaag. Al was dit net vir die bestuur
het ek nog altyd veilig gevoel, want sy was daar. Ek het agteraf, soos ek gesê het, met hom Pom gepraat, gebel en gevra of hy kan saamkom, en sonder twyfel het hy altyd gesê ja. Dan sê sy nie, Cliff, sy sliep oral rond. Okay, nou, ek moet nou gesê, ek sê mos nou, ek is mos al van Mamasbrie, nou ek het gesê, sy, en ons praat mos al anders daar in Mamasbrie. Dan sê hy vir my, sy praat aan lelik. Jy sleep my oral rond, en dan het ons die beste tye saam gehad. Ons het baie goeie tye saam gehad. Mara, jou stories was die beste. Ons het altyd gelees soos ons lag. In daai kantoor baie kere het Ken Diesel, het seker gewonder, wat gaan haar aan? En dan sê ek, Mara, ons moet sagter die mense. Dan sê Marlies, hulle kan mos lekker kom, hulle het mos hulle voorraad. So ons het gewerk ook. Die mense het seker gewonder wat hier aangaan. Rudy moes baie kere bel en sê sagter. Dan sê Rudy, kom jy net in, sagter. Marlies en Rudy het die mooiste band gehad en hulle kan mos over ure praat onthou. Marlies soek net so 'n geleentheid. Vra vir Tanya. Hy wag net so vir 'n geleentheid. Sy moet net lyk asof sy wil luister. Das het los. En dan sit Marlies en Rudy agteroor en praat. Dan bel ek vir Marlies van binne van die kantoor. Rudy, weet jy as ek sê Marlies, stop nou. Sy moet nou stop. Is reg so, dankie. Bye bye. Sit sy nou die foon neer. So ja, ek dink een van Marlies se beste stories, het laat ons nou nog lag, is Auntie Poppie se begrafnis. Auntie Poppie se begrafnis, julle wat weet, Marlies is oor ons het letterlik, ons het vir almal 'n storie gaan vertel. Ons lê elke keer as ons weer dink, kom ons Mara, vertel gou Auntie Poppie se begrafnis vir ons. En on cue, julle, dis toe uit kan maar hoeveel jaar, Marlies het met dieselfde drama, dieselfde energie. So en ons girls het 'n WhatsApp groep gehad. En raai wat was die groep se naam? Daily Drama. So sy het deel geraak van ons almal se familie. Sy het sommer vir mami gesê, mami, en die eerste was my skoonpa, hulle mos baie. Dan sê sy nou vir daddy, hallo daddy, die eerste keer wat sy nou vir daddy moet, hallo daddy. En hulle praat ons wat van Loetswilse mense, en dit was Mara. Regtig waar, Mara het altyd gevra, guys, is hier nie 'n kamera in ons kantoor, jong? Want ons hele lewe, the good, the bad and the ugly, is hier in die kantoor. As iemand eendag hier inkom, en vir ons kom haal, was Louise kom eers in die kantoor, dan sê Louise, ja, dat hulle nou eerste, hulle gaan eers vir Louise vat, en dan kom ons so stuk, maar hulle gaan nou vir almal weg, want ons word nou weggedra, vir die goed wat ons praat. Maar toe ons op 1 September hoor jy het borskanker, was die kantoor nooit weer dieselfde nie. Ons gaan jou mis, ons gaan jou sê goed mis, ons gaan jou drama mis, ons gaan jou mens wees mis. Jou laaste smile aan my was maandag toe ek vir jou oog geknip in die hospitaal. Marlies moes vir ons almal sing en ek dink tot op die laaste het Marlies nog gesing. As julle raai, Marlies was, ons moes vir Michelle bel op Teams, want Marlies moet vir Michelle sing, jou nuwe seisoen breek aan. En dan vir almal moet sy nou, dan moet ons nou die voice not answer van dit was Marlies. Ek wil gewoon net vir julle so 'n paar staartjies vertel, voordat ons klaar maak. Die staartjie van Dr. Juris, toe sy nou in die hospitaal gewees het. Nou, donderdag sê Mara nou heeltyd vir my, Cliff, Dr. Juris moet kom, want hy moet, die vloer wat hy moet tap vir haar. Ek sê, ja, maar Elise is reg, en ek het nou vir meneer Wagenaar, hulle allemaal in, en hy sê net, dokter moet kom. Nou loop dokter om die draai, nou sê sy vir my, daar loop dokter aan nou. Toe sê ek, nee, Mara, stop. Sy sal nie nou geweet dat sy in Tageberg let, hy is 'n dokter. Sê net, sy moet nou met haar selfde energie sê net, sy ken nou nie, hy is net nog iemand wat haar verby gestap het. Maar, dit was Marlies. Marlies het mos so in die laaste tyd so 'n oulike pruik gedra, want daar kom Marlies aan, soos meneer Wagner gesê het, vol drama, die bek in die een hand, die
sonbril op en as dit nou mornings. Nou, sy loop met die sonbril tot by haar lesenaar. Dan haal sy nou die sonbrille af en dan haal sy nou die pruik af. Dan waai jy nou eers op hom. En dan pyn sy nou haar lippe en dan begin die dag. Nou lê die pruik lê daar, dan kom ek nou. Nou, Kosie, daar was 'n plek langs Marlies se lesenaar waar ek altyd gesit het. Dan sê sy vir my, sy moet opstaan, dis Kosie se plek. As hy Kosie kom nie sê nie, hy werk hier by ons, ek sit hier. Dan sit Marlies se pruik nou daar, dan praat ek nou met die pruik as ek, Mara, hoekom lê jy nog vandag hier? Maar dit was ons het die beste band gehad. Die laaste boodskap wat sy, die laaste ding, Levin, Marlies het mos so altyd van Levin, nou moet ek, Marlies het al die interns onder haar vleert gevat. Want dan sê sy vir my, Klief, ons het nou weer nuwe interns, ek wil niks met die interns te doen, en die Mara is jou verantwoordelikheid. Dan vat sy die interns onder haar blad. En ons eer die Here, dat al die interns het permanente werke nou al gekry. Ons het nou nog vir Levin, daar was Levin, hier's Levin. Nou Marlies het vir Levin vol drama geleer. Marlies, nou moet ek met Levin se drama opgeskiep sit. So ja, en dan die laaste boodskap wat Mara vir my gestuur het, was die dag na sy chemo gekry het. En sy sê vir my, Klief, ja, ou Klief. Sy deel met my Renies. En sy sê vir my, dat is wat die aardse dokter sê. Maar my hemelse Vader het nog niks gesê nie. En vandag, Mara, kan ek vir jou sê, die hemelse dokter het gepraat. En ek weet, sy het vrede. Supply chain sê ons altyd is die backbone van die hospitaal. Maar jy was die backbone van ons kantoor. Rus in vrede, Mara. Ons is lief vir jou. Millie sê die ding wat sy gaan mis van Marlies is, hulle het mos soos konstruksiewerkers geïteer waar is. Maar het ingekom en sê sy, Amelia, maak warm en skep Millie. Dat is wat Amelia gaan mis. En dan Theresa het 'n boodskap gestuur om te sê, for me it will be a house you could make any person that walked into our office leave with either a smile or laughing. Purely from the person catching a small piece of conversation happening in the office and Marlies's own unique way of wording her comments. Sharp, witty, funny, without skipping a beat, so would have everyone rolling on the floor from laughter. En daai was awesome, Mara. Aan die familie, mag julle sterkte en alle liefde en vrede met in hierdie tyd ondervind. Ons is hier om vir julle te onderskraag, ons is hier om julle hande omhoog te hou. Ons het klaar met mekaar gepraat, maar ons was so deel van julle, met alles, en dit is hoekom ons wil deel wees tot en met die einde van alles. Baie sterkte, Hussel, Mikey, Mikael, Holly, Mialda, Siliki, Kosie, en die breë familie van Marlies. Ons was bevoorreg om van Marlies te geken het. Amen. Ons gaan nou 'n lied kry en dan gaan ons vir meneer Geertse aan die woord stel. Sê meneer Geertse het ook altyd so 'n woord gevat. Amen. Ons skuil net by U. Ons skuil net by U. Waar ons van die jou, waar ons skuil net by U. As ons het ken, sing saam. Ons skuil net by U. Skuil net by U, waar ons van die jou, waar ons skuil net by U. Ons skuil net by U. Net by U. Ons skuil net by U. Nee.
Ja, Ons ons skuil, maar net by U. Ons skuil, Ons skuil, maar net by U. Oor ons van die eeuwe, ons skuil net by U. Oor Rots van die eeuwe, van al die eeuwe, ons skuil, ons skuil net by U. Yes, Lord Jesus, Ek gaan baie kort wees. Goeiemôre dierbares. my Lord. Of is dit nog môre? Amen. As amper middag. Ek wil die bedroefde familie groet in die naam van die Here. Dis 'n bietjie sag. Kan iemand vir my help? Amen, want daar's mense wat ver staan. Amen. Is jy alright, Frans? Sê. Ek sit daar agter en ek ervaar twee emosies. Die een is gebroken van hart en die ander ene is verslaaf van gees. Die familie is gebroken van hart. En die subdistrik is verslaaf van gees. Maar ek kom vandag om vir u te sê, dat Psalm 34 vers 19 sê, hy sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat versla is van gees. Ek kan oor Mara baie praat. Ek gaan nou lang praat, ek weet nie of julle al geëet het nie. Ek moet praat oor Mara die sonneskoolkind, ek moet praat oor Mara die jeugkind, ek moet praat oor Mara die kerksuster, en ek moet praat oor Mara die werkkollega. Is julle gereed? Nou as julle gereed is, ek is gereed. Maar terwyl Cliff my bel, ek was by die huis, ek dink daai tyd, ek was baie besig, ek is mos 'n afgetrede man. Ek is 'n pensionaris, julle kyk, ek moet nie vir my so mooi klem, my mooi kyk. Maar nietemin nie, terwyl Cliff my bel, sit ek en ek sê, Here, wat gaan sê ek vir die familie? En terwyl ek met die Here praat, gee die Here vir my die eenvoudige hoofstuk wat ons van sonneskool daar af ken. Psalm 23. Nou sê ek, Here, wat loop sê ek nou vir van Psalm 23? En ek hoor dat die Here vir my sê, the God of the mountains is the God of the valley. Amen. The God of the mountains is the God of the valley. Die vers 4 sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. Amen. Ek kom om vir die familie te sê, dit mag miskien vandag donker lyk. Dit mag miskien vandag onmoontlik lyk. En dit mag miskien lyk dat u alles, ek weet u sal vir haar mis. Ek weet u sal voel, maar hoekom het die Here dit aan ons gedoen? Maar ek sê vandag vir u, dat die God van die berge is ook die God van die lagtes. Amen. As jy in jou joy tyd is hy die God. As jy in jou pyn is hy die God. As jy teleurgesteld is hy nog steeds die God. Hy God verander nie, soos ek en u verander nie. Hy is die God. En ek wil vandag vir die familie sê, Dawid skryf hierdie ding. Hy sê, al gaan ek deur die droë lagte. Soms hy trek ons deur 'n droë lagte. Soos u nou deur 'n droë lagte trek. Want dit wat vir u kosbaar was, is nie meer daar nie. Maar ek het nuus vandag dat die Here sê in sy woord vir ons, as jy deur die droë lagte trek, gee ek vir jou 'n fonteinland. Ek het gesê, ek gaan nie lank wees nie, ek wil net kort, ek wil u bemoedig. Amen.
In Johannes hoofstuk 11 ken ons die verhaal van Lazarus. Maar terwyl ek dit lees, is daar iets wat vir my baie snaaks is. Terwyl Jesus talm om te kom, om kort te maak, sterf Lazarus. En na 4 dae in die graf kom Jesus daar aangestap. En terwyl Jesus aan die kom is, hoor Martha die nuus. Jesus is op pad. En die Bybel sê Martha wag nog nie. Martha stap vir Jesus tegemoet. En weet jy wat vir my snaaks is daar? Die Bybel sê toe sy by Jesus kom. Toe sê Martha nie klomp woorde nie. Sy sê, Here. Ek dink nou maar, was die vrou nog kwaad? Maar jy kan gewaar, dis nie 'n lekker Here daai nie. Sy sê, Here, dis daar 'n komme. Nou die slim mense sê, as daar 'n komme is, dan moet ons maar kyk wat gaan vorentoe aan. Dan sê sy, as u hier was, Sou nie gesterf het nie. as u hier gewees het, nie was nie, wees het, sou my broer nie gesterf het. En ek luister so na die haar uitdrukking wat sy gee. Dis daar iets wat ek agterkom wat Martha nie gesê het nie. Wat sy eintlik seker wou gesê het, jy's laat. Jy is laat, wat kom soek hier? Maar weet jy, die antwoord wat die Here vir haar gee, is net 4 woorde. So hy sê vir haar, jou broer sal opstaan. En ek wil vandag vir u bemoedig. Ons gaan vir Mara weer sien. Want sy sal opstaan. Ons bær haar nou miskien Saterdag weg, maar Mara sal opstaan. Ek sê ek het 'n geneigtheid om daar bo die bil te sê, julle kan my al hierdie klomp klippe op my gooi. Maar die môre as die Here se aardbesend plaas, dan sal self die dorpbanke my nie keer nie. Ek staan op. Amen. Amen. Ek staan op. Want niemand kan die Here se stem keer. Selfs die wat in die doderyk is, sal opstaan om te weet dat die Makker het geroep. En ek wil vandag vir u bemoedig. Al gaan julle deur vandag deur hierdie donker dieptes, die nuwe vertaling sê so. Al gaan ek deur donker diepte, dan moet u besef, dan moet u weet dat die Here is met u. Daar val maar ook so my naam. Amen. Nou, ek ken vir Mara baie lank, nog voordat ek hier gekom werk het. Want Mara was deel van my sonnaskoolklasse. Mara was sonnaskoolkind van Loetswil. En ons het baie by mekaar uitgekom. Toe raak sy mos nou later die jeug. En toe raak sy later mos nou die suster. Amen. En so het ek vir Mara geleer ken. En dit wat hulle hiervoor gesê het, sal ek nou vandag sê, dis die reine waarheid. Want Mara was die Mara. Kyk, as jy by die kerk ingestap het, o heerlikheid, dan lyk het. Almal moet omdraai en na haar kyk. Want Mara is hierdie ring getrek. Amen. En dit was Mara. Mara was 'n oopkopkind. Ek kan net nie, Mara het net iets gehad. Weet jy, as daar 'n plek was waar ek altyd vir my kon ontlei, is dit in die supply chain. En dan is dit by die 3 dames in die woonstel. Hulle weet wie hulle is, ek sal nou nie name noem nie. Daar in die woonstel. As ek nou weer uitding gee en myself wil wees, dan gaan ek na die supply chain toe en ek gaan na die woonstel toe. As ek daar uitgekom het, is ek goed, voel ek goed, ek is opgetel en ek is weer bemoedig en vorentoe gestoot en dan stap ek aan. Maar ek wil vandag die kollegas kom sê, dis wat veronderstel is om te wees. Ons weet nie wanneer hierdie bande gebreek gaan word nie. Kom ons behou die bande. Kom ons bou 'n vriendskapband. Yes, Lord. Dat ons nooit, wanneer ons van mekaar as deel, soos nou, kan sê, dat iemand kan sê, maar dit was die persoon. Gesindheid, broers en susters en dierbares. Gesindheid is nie iets. Gesindheid is die beste ding wat 'n mens kan hê. Goeie gesindheid
is die een wat vir jou deure oopmaak. Goeie gesindheid is die een wat dat mense van jou hou. Jy het 'n aantrekkingskrag as jy goeie gesindheid openbaar. Maar die Here sê vandag vir die familie, die God van die berge is ook die God van die vallei. Wat wil ek vir u sê? U is nie alleen nie. Dit mag vandag so lyk, maar ek kom om vir u te sê, dit is nie alleen nie. U is nie alleen nie. Die Here is saam met u. Hy genees. Hoe sing ons daai koortjie? Kyk, ek is nou nie Mara nie, ek kan nou nie so lekker sing soos Mara nie. Hy genees die wonde. En hy neem ons in sy sorg. Amen. Amen. Nou ek kom sê vir u, hy genees die wonde. Al sal dit vandag sal dit so voel, maar ek sê vir u met die verloop van tyd. 'n Belangrike ding wat ek geleer het is, ek was bevoorreg om vir 'n jaar in die woestyn te bly. Vir 'n jaar lank. Het ek in die woestyn gebly. 20 kilometer uit Walvisbaai het ek in die woestyn gebly. En iets wat ek daar geleer het is, wanneer die son op sy warmste is, dan beweeg jy nie rond nie. Jy sit stil. Want die woestynson het die geneigheid om jou maklik te hidreer. Want hy trek al die vog uit jou uit. Maar wanneer jy stil sit, dan behou jy amen die vog, sodat jy dit kan uittrek. Wat wil ek vir u sê? Familie, neem tyd om te herstel. Moenie hastig wees om te herstel nie. Neem tyd om te rou. Neem tyd om vir Mara te mis. Neem tyd om Mara te verlang. Neem tyd om herinnering te skep vir die Mara wat u geken het. Raak stil, sodat jy kan herstel. Ek wil nie sê wat ek vir die jong mense sê. Ek sê altyd vir die jong mense hierdie ding. Moenie uit 'n verhouding uitstap. Ja, Jesus. En nou wil jy die ouetjie spyt. En nou vat jy sommer 'n ander ouetjie. Want jy is nog nie emosioneel gereed vir 'n verhouding nie. Verstaan nie wat ek sê? Baie keer is die grootste seer wat 'n mens kan kry om by iemand te sit wat jy nie eintlik liefhet nie. Want as jou emosionele seer gesond word, dan gewaar jy maar ek is eintlik nie lief vir die persoon nie. Want jy het hom gevat op 'n stadium toe jy emosioneel nog nie gereed was. Amen. Nou dis wat my bemoediging vandag. Moenie te vinnig, te gou wil gesond word nie. Neem tyd om gesond te raak. Sodat jy wanneer jy opstaan en uitstap, dan weet jy het innerlik het jy gesond geraak. En weet jy, die woorde van Martha het my baie geruk. Want weet jy, baie keer, terwyl ek dit lees, Martha het nie gepraat uit haarself uit nie. Maar Martha het gepraat oor haar seer, uit haar seer. Die ironie van die storie. Hulle Jesus was goeie vriende. Martha het hom herberg by haar huis, rondgestaan, kos gegee. Maria het met haar trane sy voete gewas. Met haar hare sy voete afgedroog. En albasterfles gebreek en hom gesalf. En toe stuur hulle nog die boodskap vir hom. Hulle sê, die een waarvoor jy lief is siek. En hier kom Jesus 4 dae na die begrafnis. Dit sal ons nou soos julle Namakolanders mos nou sê, 'n mens se bors laat kook. Amen. Want ek was dan so goed vir die man. Ek het so alles ingesit. En kyk wat doen hy aan ons. Want Jesus het geweet wat hy gaan doen. Toe Martha nog so spring, toe sê vir Martha, het ek jou nie gesê nie. Ek is die opstanding en ek is die lewe. En wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dit is die verwagting wat ons het. Dis hoekom die Romeine 4 sê,
Met dieselfde gees wat God uit die dood, wat Jesus uit die dood opgewek het, sal ons ook eendag opgewek word, sodat ons hom tegemoet kan loop. Mag die Here vandag vir u krag gee. Mag die Here vandag vir u versterk. Die God van die hoogtes is ook die God van die laagtes. Amen. Amen. Prys die Here. Hy saam met u, daar's 'n ou lied wat ons gesing het toe ek nog jonk was. Soms dink ons, waar is hy? Maar ongesiens is hy naby. Daar's daar nog 'n ander ou lied toe ek nog babatjie was wat hulle gesing het. In my hande hou ek jou. In my arms vou ek jou. Nooit verlaat ek jou of vergeet ek. Amen. Die Here vergeet nooit 'n mens nie. Want hy het gesê, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Mag die Here vir u seën en mag die Here vir u krag gee vir dit wat nog voor lê en dit wat u nog gaan doen. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons wil vandag vir u kom dankie sê vir Mara wat u vir 'n tydperk in ons lewens toegelaat het. Halleluja. En wat soveel bereik het, liewe Here, dat mense vandag kan praat van haar goedheid. Mense kan vandag praat van haar gesindheid. Mense kan vandag praat van haar joy wat sy gehad het, waar sy my mense aangesteek het. Vader, ek kom bid vandag sit hierdie familie by u. En ek kom vandag in die naam van Jesus, dat u hierdie familie sal bind met die band van liefde, wat die volmaakte wet van God is. Ek bid vir die kollegas, Here, dat u vandag hierdie kollegas sal genees. O Here, ek weet nie baie is stikken, Here. Dit mag soms steeds dan lyk dit nie ons hou van mekaar nie. Maar by 'n geleentheid soos hierdie gewaar ons, Here, dat mense is daar vir mekaar. En ek kom bid vandag baie van heide en ver gery om by Mara se roudiens te wees. O my God, ek bid vandag in die naam van Jesus dat u hierdie mense sal omvou, Here. Dat hierdie mense sal toemaak, Vader. Dat die ontfermende krag van u, Here, hierdie mense sal dra in Jesus naam. Baie van ons is nie dalk vandag by dood nie, Here, maar baie van ons, Here Jesus, is ook daar, waar ons deur droë lagtes trek, Here. Maar vandag bid ek in die naam van Jesus, dat die elkeen wat vandag stikkend is, Here, elkeen wat vandag gebroken is, Here, dat die vandag genesing sal bring, in Jesus naam. Ek dank u, Vader, vir die genesende krag van u, wat nou deur elkeen sal vloei, in die naam van die Here. Word verheerlik, Vader, ons sê vir u baie dankie. Amen en amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Baie dankie meneer Geertse. Ja, ons gaan nou 'n lied kry. Dan gaan ons die familie vra om die kerse uit te doop vir ons. Daar is 10, so ek dink dit sal die 4 kinders wees en die susters. Kwassie, en dan kan julle maar nou nog besluit wie dierbaar is, Hanlie, Abigail. So julle wat kan Thank kom you, vir Jesus. 10 dierbares om die kerse vir ons uit te doop. Jou Heer is hier, hy weet van jou, hy weet van jou, jou Heer is hier, hy weet. Dierbares kom. Hy weet van jou, hy Kwassie is nou nie, nie sien ek, weet van Frans, Kwassie se ma, Auntie Kwaba. jou, Heer is hier, hy weet van jou, Heer is hier, hy weet. Okay. Jesus. Dan wil ons die laaste gedeelte doen
ek weet nie of daar iemand is van die distrikkantoor wat diploma wil, meneer Meyer, was Rudy, meneer Meyer en dan iemand van die distrikkantoor om net diploma vir julle te oorhandig en 'n klein blikkie dit om vir julle te 'n hupstootjie te gee. Ek weet op die stadium van die reis is dit moeilik en almal sê ons gaan daar wees en ons is daar, maar ons wil vandag vir julle wys ons is hier so. Amen. So meneer Meyer, as jy Nealda, en die kinders Hussel, Mikael, kom gewoon naar voren. Holly, Mikey. So, ja. My Lord Jesus. So ons wil net diploma as 'n blikkie van waardering. Jesus. EMS, forensic pathologies wat ook aan julle gaan omgaan, diploma gee en dan Staan ons 'n bietjie die kant. my kind is nou die oudste. Hy is vir die familie. Kom maar hier meneer, dan doen die goed. Baie dankie julle. Julle kan maar gaan sit. Ons gaan net meneer Geerts as u vir ons die seën kan uitspreek. Daarvan af gaan ons almal beweeg na die opleidingslokaal toe waar ons vir julle slide sou gaan speel familie. Ons is dis ons nou net van die kollegas. So ons gaan nou van die kollegas se slide sou hê. Dan wil ek net dankie sê aan almal, elke liewe bydra, almal wat iets gegee het. Ons waardeer julle dankie aan die mense wat gery het, Marlies se kollegas. Dit wys maar net wat het Marlies beteken in julle lewens. Ons waardeer dat julle ver gekom het. Ons eer die Here dat julle veilig is. Maar ons vra dat die Here saam met julle moet wees as julle terugry, omdat hy julle sal behoed en bewaar en sal beskerm op die pad. So baie dankie. En dan aan die familie, sterkte met die week wat voorlê in die naweek. Ons is hier, soos ek gesê het, druk net op ons nommer. Ons is almal hier. Julle kan vir enige iemand by die hospitaal vra. We've got you. Dit is wat Marlies so gedoen het vir ons. Marlies was altyd die een as ons nog moet gewonder het wie gaan praat. Daar staan Marlies op en sy, want almal stry nou hier onder mekaar. Daar staan Mara op en sy begin nou sing, maar daar vat sy nou die hele ding oor. Sy vat nou alles oor. So ons is regtig, we've got you. Ons het 'n groot deel van ons siel verloor, in die kantoor verloor. Maar dankbaar aan elke oproep, elke boodskap wat ook na die supply chain kantoor toe gekom het. Ons was lekker bederf geweest met 'n nuwe koppie, ons elkeen het 'n nuwe koppie en 'n cappuccino en koekies gekry. En dit is wie Marlies was. Daai is Marlies. So baie sterkte, ons dink aan julle. En dankie aan almal veilig terugry. Ons gaan vir meneer Geerts vra nou om vir ons die seën te doen en dan gaan ons na die boardroom toe beweeg waar ons net gou die slides sou gaan kyk. Amen. Kom ons staan dierbares, geliefdes. En ons ontvang die biddende seën. Die Here behoed u en die Here bewaar u. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en wanneer u hom aanroep sal hy u gebede beantwoord. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons hemelse Vader en die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly en almal stem saam deur te sê amen. Dierbaar is dit 2 kaarte wat ons ook nosie wat julle maar rustig by die huis kan gaan lees waar die kollegas se boodskappe gestuur het vir julle. Ja. So ons kan maar nou beweeg om saal toe is op.
Ek sal nie meer stry nie. Ek as ja, hier. Cleveland.